briewe gereeld is daar verwysing. Ons moet mekaar vra. Ons moet belangstel in mekaar se so my die stelling wat ek wil maak is, as ons nie dit kan sê en nie net woorde soos 'n buffel wat in 'n makkampie staan nie, maar 'n buffel in sy natuurlike omstandighede. As ons nie kan sê, Here, U is my alles. En nie net een keer nou en dan nie, daagliks. Dan gaan dit gebeur, die wêreld, en ek dink julle is volwasse manne, julle dame, julle sal verstaan wat dit beteken as ek sê, ons lewe in 'n situasie van twee dinge kan met jou gebeur. Elke dag. Jy's of oorgegee aan die Here en sê, Here, my dade, my besluite, my beplanning, my lewe, my finansies, my alles, ek stel U eerste in alles. Of jy besluit, en dit is also 'n besluit hier, dit is 'n keuse. Of jy besluit, ek stap my pad, ek leef my lewe en ek is 'n slagoffer van wat die wêreld my gaan bied. Nou ons is eens dat die wêreld het baie wat hy kan bied, hy het baie wat hy wil bied en hy het baie wat hy gaan bied. Hy gaan jou nie los in 'n situasie van limbo. Hy gaan jou nie los in 'n situasie van rondtoeter nie, want as jy nie die keuse maak vir Jesus op 'n daaglikse basis nie, dan gaan jou sport jou insluk. Jou finansies gaan jou insluk. Jou werk gaan jou verpletter. Jou verhoudings en jou sosiale inskakeling gaan jou vat na plekke waar jy nie wil wees nie. Jou eie eer, jou eie ego. Jy gaan so happy raak met jouself dat jy gaan nie hoef te worry oor die ander nie. So jy gaan ingesluk word en dan gaan daar 'n dag kom waar die Here gaan sê, dankie vir al jou mooi pogings, ek het jou nie geken nie. Ons het mekaar nooit geken nie. Ons is almal staan in verhoudings. Ons weet wat dit beteken om in 'n verhouding te staan. Is dit nie logies dat ons as mense wat self Christene doen, dat ek moet belangstel in my broer, in my vriend langs my. Ek sê, my vriend, is jy ingeskakel by hom wat ons ken as ons verlosser? Onthou, ons almal sit hierso as verklaarde sondaars op pad hel toe. Danksy die kruis, dankie vir Jesus, dankie vir sy toetrede, dankie vir sy ingrepe in ons lewens en dankie vir 'n tweede kans van lewe. So ons almal sit in 'n situasie van, wil ons daai groot geskenk, wil ons dit op die altaar plaas van om 'n lewe te lei nou vir 30, ons nou nie meer jonkie, ons nog 20, 30, 40 jaar oud, wil ons dit op die altaar plaas van 'n lekker lewe lei tot nou, of wil ons sê, Here, wat dit ook al kos, my huis, my woorde, my gedagtes, my beplanning, my alles, ek besluit, ek stel U eerste in alles. Nou my probleem wat ek het met daai konsep, ons het hierdie week ook daar gesels. Ons is die nadeel wat ons het om groter geword het met die Bybel en met gebed saans en met vriende wat die Here dien, is dat ons raak gewoond aan woorde, ons raak gewoond aan omstandighede. En as ek vir jou môreoggend gaan praat oor wat ons nou vanoggend gepraat het, as mense 'n doelbewuste besluit neem om dit te internaliseer, om dit joune te maak nie, dan mag dit môre gebeur dat wat ons nou vandag gesels, maar net nog woorde is. So, my gebed is, dat daar by ons elkeen 'n behoefte, 'n aptyt moet wees, dat ons die Here elke dag moet sê, Here, vir daai plek in situasie in my lewe waar ek heeltyd die beheer wil neem, waar ek vergeet van wat ons nou gepraat het, pleit ek by U, want ek weet dit gaan oor lewe en dood. Hierdie is nie 'n ding van 'n goeie lewe, dit is nie 'n lifestyle ding nie. Dit gaan oor lewe en dood hierdie. Pleit ek by U, herinner my daagliks. Geef vir my iets, help my dat ek daagliks die besluit sal neem. Here, U is eerste in my alles. En as daar goeders is in ons lewens wat ons kies om nie vir hom te gee, wat ons graag buite sy beheer wil plaas. Bybel sê, dis beter om die ewigheid in te gaan sonder 'n hand of 'n arm of 'n oog, as die ewige verdoemenis met alles wat jy wil probeer behou, en jy wil nie afstand doen, jy wil nie snoei, jy wil nie wegdoen met dit wat jy plan nie. So, terwyl ons nog aan hierdie kant is, ons nog
die geleentheid om keuses te maak, dat ons daai keuses maak. Dit mag gebeur, onthou nie een van ons se môre is gewaarborg nie. Dit mag gebeur dat ons môre aan opstaan op 'n plek wat nie onderaard en dan moet dit nie te laat is. So, ek het nou gedeel, soos in die week, ek sommer 'n dingetjie geprint. Hoekom was ons vanoggend betyds gewees hierso? Nee, ons het 'n werkgaande afgegaan. Hoekom gebeur daar seker dit in ons lewens, konstant, getrou, daagliks, anders as dit ons 'n keuse gemaak het? Ek kan nie laat kom vir werk nie, my werk moet afgaan, ek moet tyd wees. Ek het deadlines, ek het 'n belastingopgave ingedien word, daar's 'n datum. So jy implementeer maatreëls om dinge te laat gebeur op skedule en op 'n reëlmaat wat waarop ons geen probleme kry nie. Is my vraag aan julle en aan myself, wat gaan ek maak as ek glo maak Jesus eerste in alles? As ons wil glo dat dit is kern, dit is kernkrities kardinaal vir ons as gelowiges se lewens. Wat gaan ons doen om dit te implementeer in ons lewens? Dat as ons besluit om niks te doen nie, dan is dit 'n keuse wat ons maak. En dan is die gevolg, ons môre weer terug in die pad wat lei na die wêreld met al sy aanbiedinge en ons gaan val vir van daai dinge. Of ons sê ons kies om ons lewensmotto te maak, kom wat wil. Maar wat gaan ons doen dat ons nie onsself vind môre as weer makbuffels in 'n kamp wat maar net weer vreet met 'n trogheid en maar net weer onthou net ons in die woord wat ons elke dag lees. Ons het die groot nadeel van dit is, die een groot terugval, die een groot drawback van dit is, ons verskoningsraad. So ons gaan nie van die Here sê, Here, ons het dit nie geweet nie. Ek is ongelig, ek was verras gewees deur verrassing. Dit sal ons nie nog gebeur nie. Ons het dit. Wat ons net moet doen is sê, Here, in so 'n mate wat ek onbevoeg is, in so 'n mate wat ek onbetroubaar is teenoor myself, waar my eie selfdissipline val, kom pleit ek voor U met my lewe, want hierdie is 'n saak van lewe doen. Ek moet pleit met my lewe, help my dat ek aksie neem om hierdie geïmplementeer te kry. Help my dat ek aksie neem om dit geïmplementeer te kry. Ek het op my rekenaar, het ek so by hierdie kant skreen, het ek net so, en ek so, ons moet iets doen, wat ook al moontlik is, om dit geïmplementeer te kry. Dis my gedeelte wat ek met julle wil deel, wat jy wil agterlaat, en as 'n broer teenoor broers, en as dit is wat ek dink wat real buddies hoor doen. As mens praat van wat is liefde, dan is dit gee om oor dit wat saak maak. En ek wil vermoed hierdie is iets wat nie bietjie saak maak nie. Dit is real stuff. So hoe ons dit gaan doen, en selfs as ons as TJF 1 keer 'n maand mekaar kan herinner. Ons sit op ons reminders. Julle is so seker dat ons Jesus daagliks ons eerste in alles is. Dan is dit ten minste 'n begin, ek wil sê, hier. Dan is dit ten minste 10-20 manne wat dit implementeer vir mekaar. Ons mag belangstel in mekaar. Ek dink vir al die dinge. Dis my storie. Dis my wat ek wil julle deel, en ek sou graag dat ons miskien so 'n minuut wat ons het tyd